Vandag in Klets, Colleen is nog in die Kaap, maar Suid-Afrikaners is volgens gerugte baie vriendelik. Hoekom sal jy skei as jy 99 jaar oud is? En natuurlik nog 'n paar opinies oor die illegal immigrants in Suid-Afrika. Dis Klets. Kyk hoe ek nog jong was. My ouma het altyd gesê daai het my weer lag toe hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net en almal net. Die koue wind waai deur die land, die ryp lê wit op elke rand. Die wêreld is in grys gehul in hierdie stil en koue Julie maand. Colleen, suster, hoe gaan dit? Met my gaan dit baie goed. Hoe gaan dit daar met jou in die noorde? Dit gaan lekker hier in die noorde. Dit is die 29ste Junie, so dit is die vooraand van 30 Junie waar die groot optogte reg oor Suid-Afrika gaan plaasvind. So as jy hierdie gaan luister op 1 Julie, dan bly ons moontlik in 'n ander Suid-Afrika, maar by my gaan dit op die stadium nog oukei, Colleen. Ek het nie baked beans gekoop nie, ek het nie ekstra toiletpapier gekoop nie. So dit gaan nou goed, maar dit kan dalk die 2 Julie baie kak gaan. Who knows? Ja, ons is braaf hierdie keer rondom Matthys, maar ek dink ons word elke keer sterker en slimmer, né? Nou gaan ons net aan. Ons lewe ons lewe. Ek hou 'n bietjie vakansie. Pokkel baked beans en ekstra toiletpapier. Ek hoop net maar die Airbnb gee vir my wat ek moet kry. En ja, maar ons sal maar kyk hoe ons wakker word Woensdagoggend. En hoe die land dan lyk, dit is my net so sad. Ek het nie vreeslik geweet van die March on March dinge nie, maar ek het nou 'n interview geluister op wat is dit, Newsroom Africa. En wat ek vir die eerste keer verstaan het, hoekom hierdie March on March eintlik begin is en wat eintlik hulle doel is. En dat hierdie ding heeltemal distort is deur die media en deur politieke partye. Dat politieke partye het hierdie ding gehijack en hulle probeer dit nou iets anders uitmaak as wat die oorspronklike doel was. En die doel was regtig net om 'n awareness te create van illegal immigration in Suid-Afrika. En hierdie ding is nou heeltemal uit sy soem uitgeruk deur politieke partye. Maar dis mos maar wat hulle doen, Matthys, want hulle kan niks self uitdink, want hulle het nog nooit 'n oorspronklike gedagte gehad van 'n minuut nie. So hulle moet heeltyd op ander mense se idees ry en dit dan minder maak. Ja, ek vind dit is eintlik so opgebruikte tendens wat ons het hier in Suid-Afrika van sodra daar iets gebeur wat lyk asof daar politieke waarde of politieke gewig is, dan is die eerste mense wat dit hijack die politieke partye. Ek het net so vinnig gekyk na van Feroz Kachalia, ons waarnemende minister van polisie, sy planne in 'n mediakonferensie wat hy nou daar gehad het. En ek meen, een van die goeders wat eintlik die mees skokkend is my is die hoeveelheid privaat sektor veiligheidsmaatskappye wat gaan moet help met drones en helikopters en ek weet nie wat se goeders alles nog nie, net om seker te maak dat ons as 'n gemeenskap in Suid-Afrika, die publiek, veilig is. Hulle praat van dat hierdie kos gaan ons, die taxpayers, omtrent 600 miljoen kos. Net die hele sirkus van 30 Junie. Jy weet, Matthys, nou vra ek myself die vraag, nadat ek nou vanmiddag na hierdie girls se onderhoud geluister het hulle nou net weer hier 'n business opportunity raak gesien? Want obviously word baie mense nou weer onder die tafel betaal vir al hierdie veiligheid en privaat sekuriteitsmaatskappye. So maybe it's just another business opportunity. Maar anyway, ons weet, onwettige immigrasie in hierdie land is 'n moerse probleem. En iets moet daaraan gedoen word, maar daar is ook baie ander moerse probleme in hierdie land, waaraan ons regering nie aandag gee nie, en nie ordentlik aandag gee nie. En weer eens, ek kom terug maar, ek dink, ons is nie befok genoeg nie. Okay, so gepraat van dit, luister gou hierdie. 30th of June will come and go, and you'll still be unemployed. The foreigners are going to be back in their country, starting their new shops, and your roads are still going to have potholes. Your schools are still going to be understaffed with teachers, and your medical facilities will still not have improved. In actual fact, your own leaders are still stealing your own medical
funds, my friend will be long gone. And you still suffer from inequality. Your house and your home will still have GBV in it. Your police are still gonna be corrupt. Your criminals are still gonna exceed. They're just gonna be different criminals. They won't be African migrant criminals. No, now they'll be your own criminals. Well done. At least your own criminals will be doing your crime. Us chasing around foreigners is neither here nor there. It's like dealing with the symptoms, but you don't want to deal with the sickness. Sadly, the sickness is our leadership. Our leadership don't want to lead us. We tell them what's wrong. They don't care. The more we tell them we struggle, the more they steal our money. Instead of saying 30th of June, foreigners must be gone, say 30th of June, the president and his entire cabinet must be gone. 30th of June, the entire ANC government must be gone. That's the conversations we should be having. Now we're chasing away, my friend. Us chasing away foreigners. I get it. It will make a smallanyana difference, but it won't make any difference at all. Ek het na 'n paar ander goeders ook geluister, 'n paar ander stats, wat mense sê dat hierdie hele dryfkrag agter dit nou is natuurlik as gevolg van unemployment. Om ons wil van die illegal foreigners ontslaa raak, sodat ons mense in Suid-Afrika die werke kan oorneem. Maar as hulle kyk na die statistieke, dan lyk dit asof ons unemployment rate actually meer gaan val nou, nadat hierdie mense nie meer in Suid-Afrika is nie. Want kom ons wees eerlik, of hulle legal was of illegal was, meeste van hulle was werkers, en meeste van hulle het gecontribute tot die ekonomie. Ek het 'n berig gelees wat Sondag uitgekom het. Dit was 'n insident wat in Benoni afgespeel het by 2 groot organisasies waar daar 'n informal march basis maar was, wat gegaan het na die instansies toe, en daar het hulle toe nou gesê dat die illegal mense moet wegwees, soos wat die hele modus operandi nou maar is, en die mense sê toe, maar ek gee vir ons julle CV's, laat ons kyk wie van julle kan ons nooi vir onderhoude. En dan word daar geweier om 'n CV in te dien. Want daar word gesê dat julle gaan net na die CV's kyk, en julle gaan niks daaromtrent doen nie. Maar as jy nie jou CV inhandig nie, hoe gaan ek vir jou moontlik 'n werk kan gee? Hoe gaan ek jou nooi vir 'n onderhoud? So hierdie ding, en ek dink dit is reg wat jy sê dalk, ek het nie so baie gaan lees oor March for March en waar dit vandaan kom, en die vroukie irriteer my, ek het een interview nagekyk en toe irriteer sy my. Maar as dit regtig die doel was net om bewusmaking te skep, het hulle baie goed gedoen. Die probleem is dat ek dink die menslikheid van die hele ding is eintlik die probleem. Ek dink dis baie onmenslik wat op die stadium gebeur. En dit is vir my sad as ek nou goed is kyk en ek hoor en ek lees hierdie berigte van mense wat sê vir ons Suid-Afrikaanse burgers, maar hier is werk, gee vir my jou CV, en dan word dit geweier. Dit laat my wonder. Ek glo ook dat mens nog steeds jou medemens met 'n mate van sagheid of compassion behandel. Deernis. En deernis, Ja. daar is 'n woord. En hoe ons dit tans doen, is dit vir my geen verrassing dat mense ons boe wanneer ons uitdraf, wanneer Bafana uitdraf in die wêreldbeker nie. Het ek toe nou Bafana se game gekyk voor die heerlike kaggelvuur in die hartjie van die een of ander berg, ek dink is Helshoogte by, ek weet wat nie. Maar op 'n beautiful wynplaas het ek toe na Bafana saam met 'n klomp kranige sokkerondersteuners gekyk. En hulle het toe nou nie gemaak nie, maar weet jy wat, Matthys, ek dink ons moet nog steeds bly wees oor die feit dat Bafana dit so ver gemaak het. In die eerste plek dat ons gekwalifiseer het, in die tweede plek dat ons actually daar kon arriveer as gevolg van die administrasie issues wat daar was, en dat ons gekom het waar ons nou gekom het. Dink jy is reg? Ja, so ek dink hulle het redelik goed gespeel. Ek ben in die eerste helfte die min wat ek van sokker weet, as ek nou vir julle my Het hulle chappies gekou? Is dit hoekom hulle dit nie kon regkry nie?
Die ou wat die chappies kou nog al die party chappies, en ek sien ons nou 'n paar nuus van hulle wat ook chappies kou, wat ook begin chappies kou. So, ek vermoed dat dalk het daai oue sponsorship by Orbit of Beaches of iets gekry, en nou dink die ander ouens, ons moet nou begin chappies kou, vir hierdie sponsorship moet jy nou chappie kou. Ek dink was daai pink skoene van hulle gewees. Ek dink dit was die probleem. Can I ask you, what is up with that? Soos hoekom want die Kanadese span het ook net pink skoene aangehad. What is up with the pink shoe? Dis belaglik, maar behalwe net, as jy kyk, hulle is in goud en geel getooi, met 'n bietjie groen, en dan 'n pink skoen. Ek is nou nie 'n fashionista nie, maar daai maak nie sin nie. Regtig, as dit jou sponsor is, kon jy vir hulle gesê het, gee vir ons groen skoene, of swart of wit skoene, of whatever. I don't understand the pink. Maar ek wonder dit nou maar op 'n stadium van die bietjie wat ek van die wêreldbeker gesien het, want Matthys is nie net Bafana nie, dis al die wêreld se lande wat speel in hierdie pink skoene. Okay. Ek weet nie of daar 'n ding agter die pink skoene is, ek weet nie. Dis dalk maybe een van die main sponsors, I don't know, wys jy net, wat wees ek van die World Cup soccer af, en ek moet bieg, ek het nog nie een game gekyk nie, en ek slaap rustig elke aand. Kan ek nou een bultjie kry, want ek het een hele game deurgekyk geslaap. So jy, Colleen, jy is die rede hoekom hulle verloor het. Ek weet, Matthys, jy weet ek is gejinx, moet dit nie sê nie. Ek is gejinx, die hele tyd wat ek daar gesit, ek gedink, fok, jy moenie hierdie doen nie, jy is gejinx. Maar cheers op die boys. Julle het goed gedoen. Was 'n bietjie happiness, Matthys, in die land. 'n bietjie happiness in die land. Wat ek dink ons baie nodig het. En 'n ander baie happy ding wat uitgekom het, ek weet nie of jy dit gesien het nie, maar Suid-Afrika is op 'n wêreldwye survey, wat is deel van die happiness index survey, wat ons al baie oor gepraat het. Soos, hulle vat soos dele van die survey, en dan kan hulle nou ander konklusies maak uit dele van die survey wat hulle vat. So Suid-Afrika is nou aangewys as die wêreld se vriendelikste land. Ek vermoed hierdie streekproef is gedoen voor March for March en die aanloop tot 30 Junie. Ja, nee, ek ben uit nou onlangs uitgekom, laasweek het hierdie survey uitgekom, maar ek dink dit is 'n pluimpie vir ons, want weet jy, almal is so bedonderd op die oomblik, en ek moet vir jou sê, net in die klein tyd wat ek nou travel, en ek weet ek travel nou maar net in Kaapstad en in groot gewilde toerisme areas, maar ek kan sien hoe mense met mekaar is, en ten spyte van al die kak en hare wat ons deurgaan, en ons politikuste wat ons net probeer indoen, en by ons steel elke oomblik wat hulle kan, is mense steeds vriendelik met mekaar. Of die kassier is, of die oues wat jou trolley vir jou terugvat in die parking lot, of whatever dit is, mense is regtig vriendelik en het deernis, Matthys, daar's hy woord van jou nou weer. Hulle het deernis met mekaar. Dis wat ons by mekaar hou op die stadium. Want as dit dalk nie dit was nie, was al lankal terug 'n burgeroorlog. Ek moet vir jou sê, so het ek nou deur die verskillende areas van Kaapstad getravel in die laaste week en 3 dae. Die omgewings in Kaapstad is vir my daar's baie duidelike verskille in hoe mense is met mekaar versus byvoorbeeld Gauteng. Weet, ons praat baie maal van Pretoriaaners en Johannesburgers is so anders. Maar ons is nie regtig so anders nie. Jy weet, as by mekaar uitkom wanneer die Pretoriaaners uiteindelik die waag moet optel om oor die Jukskei rivier te ry, en ons maak 'n braaivleisie en so aan, dan is ons nie eintlik so anders nie. Maar ek moet vir jou sê, in die Kaap tel ek dit nogal baie op. Dat byvoorbeeld, toe ek in Somerset West was, vir 'n paar dae, het dit my vreeslik opgeval oor hoe vriendelik mense is. Tot die punt dat as mense in 'n winkelsentrum, almal wat verby jou loop, smaal die hele tyd vir jou en groet jou. Almal, soos jy loop heeltyd en gaan, hi, hallo, hi, dag sê, this is great. Daai is my baie tiring, maar kyk hoor. Dis baie tiring, maar en hulle maak vir jou plek. Verstaan, hulle sê jammer as hulle nie op pad is, hulle kom met die pad uit, they're very aware, maar baie vriendelik. En dan vat ons nou byvoorbeeld 'n plek soos Stellenbosch. Stellenbosch is net 'n ander vibe. Stellenbosch is net too busy. It's way too busy. Daar's te veel mense daar. En almal dink hulle het die volste reg om daar te wees en die meeste reg om daar te wees. So daar is dit 'n bietjie heeltemal anders.
So daar voel dit vir my niemand praat met mekaar nie. En almal is net so half opgesmirk en just get the fuck out of my way. En toe ek vandag in die Kaap gearriveer het, toe kon ek nou nog nie in my Airbnb incheck nie. En ek is nou aan die waterfront vir 'n paar dingetjies. En daar is dit, kyk die waterfront, kyk as jy daar 'n ander noot sê, is doodstil. Doodstil. Dink jy dis die aanloop tot moontlik wat nou môre gebeur in ons wêreld 30 Junie, of is dit winter, of is dit 'n indikasie van hoe lyk Suid-Afrika se toerisme-ekonomie as gevolg van die afgelope paar maande en dit wat gesê en gebeur het in Suid-Afrika, gesê is en gebeur het. Dit is 'n interessante vraag wat jy vra. So ek het gister 'n artikel gelees oor dat daar ons toerisme, die travelers, ek kan nie presies die nommer onthou nie, maar is 2.3 miljoen travelers wat die laaste jaar deur Suid-Afrika is. So dis in toerisme. So dis so 1.5% op van laas jaar hierdie tyd. So dit klim nog steeds. So ek vermoed nie dit is enigiets iets uit te waai met môre per se nie. Want ek het selfs ook in die wynlande, en ek het nou 'n hele paar dae in die wynlande spandeer, en jy ken my, verstaan, ek gaan nou nie na 'n fucking spier toe of so, I don't do those wine farms. Ek gaan soek die proper wine farms, en daar kan jy regtig met die mense praat wat al werk, en uitfigure wat aangaan, en selfs hulle sê hierdie jaar is baie stil. Hulle besef altyd op die winter is hulle stil, maar hierdie jaar is dit baie stil. En baie van hulle sê vir my, hulle het op hierdie stadium net uitlanders wat hulle besoek, waar dit altyd al 'n balans was tussen local mense van Gauteng. Ek weet die Gauteng was nog altyd sê hulle vir my 'n groot ekonomiese inspuiting vir hulle. Hulle sê nou daar's bitter min Gautengers. Maar maybe kry Gautengers nou beter wyn in Gauteng, so hulle hoef nie wynplase toe te gaan nie. Ek dink is die fucking vliegtuigkaartjies wat so kakduur is. Ja, dit is belaglik. Vir R2000 minder kan jy Turkye toe gaan vir 'n jaar. So hulle kom nie meer nie. So hulle sê dit meestal hulle uitlanders. Die uitlanders spandeer gelukkig nog redelik baie geld, so dit is okay. Maar dis doodstil. As jy kyk na 'n mall soos die V&A Waterfront wat vandag so stil is. Ja, maar Matthys, ek vir jou sê dis stil. Dis doodstil. En hoeveel leë winkels is daar? Want dis altyd vir my die eerste indikasie. Ja, dit is, ek was op die wat hulle noem, die soos in Santini Millionaires Mile, met al die Versace en daai winkels, daar is nie 'n siel nie. Nie 'n siel nie. Die restaurant is dood. Ons het nou vinnig 'n glas wyn gaan drink, ook om tyd te kill, want ons nie in die Airbnb kan incheck nie by so tipiese Suid-Afrikaanse restaurant. Ek kan nou nie dink Caribou or something. But now very much African is, jy weet, meat en goed. Ek meen hulle wynlys was insane. Ek was soos, oh my god, wie betaal hulle cheapste glas Chardonnay is R300. Geen wonder hulle stil nie. En dan ander goeie nuus, Matthys. Ons was op goeie nuus eintlik. Die petrolpryse kom af. Is jy nie bly nie? Ja, ek is baie bly om dit te hoor. Hoeveel kom hy af? Ek het nog nie gaan kyk nie. Ek het natuurlik per ongeluk ook net my kar vol gemaak met die duur petrol, want ek het nie gefokus dat die petrolprys gaan afkom nie. Maar ek sit teen op moes geloop het. Het jy nog geskryf taal vind ek vanoggend my huurkar gaan volmaak daar in Stellenbosch. Kyk, daar voel hulle volk hoor. Alles is hardcore daar, maar so 93 petrol kom af met R1.50. So dit is hy gaan afkom tot R3.07 per liter. 95 ook R1.50, dan diesel kom af met R2.60. Wat ek dink vir die diesel ouens baie gaan beteken, want hulle is so hard geshag in hierdie hele storie. Wel, eintlik nie net vir die ouens wat diesel ry nie, maar as jy dink aan enigiets in logistics, fabrieke, boerdery, die kern van ons ekonomie hardloop eintlik op diesel. Hoorie maar, Matthys, nou vanoggend stop ek gou daar in Stellenbosch om my huurmotortjie vol te maak, né? Nou pak daar soos 'n stuk of 4 petroljoggies my kar. Almal doen iets. Ek voel of ek in 'n pitstop is by die Formula 1. Dit is almal doen iets. Anyway, ek klim uit die kar uit en om die beursie uit my boot uit te gaan kry. Ek sien hier Popeye, jy weet daai first click wat hulle sê met die petrol tank in is dan ping, hy. Ja. Dis wat hy uitping
ping daar seker 2 liter petrol saam met dit uit. Oh my word. Ek is soos, Here, ouens, hierdie ding loop oor. Hier kom die ou verby. Nee mevrou, moenie worry nie, hy doen maar dit. What? Wie betaal vir daai 2 liter? Hulle het my vir die volle petrolprys betaal, maar hulle het gou my kar deur die car wash gesit. Net om seker te maak al die petrol is afgewas. Maar ja, dis net 'n waterbol. Hulle oorvol gooi alles en dan sê hulle net, moenie worry nie, moenie stres nie mevrou, dit is maar hoe dit gebeur. Die Kaapenaars het altyd 'n storie. Indeed, Matthys, indeed. Maar okay, dit is die 1 Julie in jou wêreld, as jy hier luister en kyk na Klets. En volgens gerugte is dit die 182ste dag van die jaar en daar is presies 183 dae oor tot die einde van die jaar. So dit is pretty much in die middel van die jaar. Prinses Diana is in 1961 gebore, so ook Carl Lewis, die Olimpiese kampioen vir verspring en baanatletiek, en dan David Prowse, hy was die akteur van Darth Vader in die oorspronklike Star Wars, en hy is op 1 Julie 1935 gebore. Marlon Brando is op 1 Julie 2004 op 80-jarige ouderdom in Californië oorlede. Onthou jy van Marlon Brando? Die cool bra, en hy was al die maffia-rol gespeel. Ja, daar is 'n foto op die skerm waar hy so sit en sy sigaret so vashou. En dan die ander ding, Colleen, 1 Julie is ook internasionale grapdag. So het jy vir ons 'n grappie. Grafdag. Grap, soos haha, funny, grappie, grap. Grap. Ja, kyk, as jy gedink het dis 'n graf, het jy vir ons 'n graf, dan sou ek meer bekommerd geraak het. Dis wat ek gehoor het, is 'n grapdag. So dink slank aan 'n grappie. 'n Paar ander sleutelgebeurtenisse in die wêreld. In 1858 is Darwin se evolusieteorie gesamentlik met Alfred Russel Wallace, sy verhate oor evolusie voor die Linneaanse Genootskap van Londen het dit plaasgevind, en dit was 'n wetenskaplike draaipunt van die biologiese wetenskap wat basies dit vir altyd verander het. Ek weet jy's 'n Darwin fan ook, nie waar nie? Indeed. Dan in 1863 was dit die slag van Gettysburg. Dit is obviously een van die grootste veldslae in die Amerikaanse burgeroorlog gewees. Dan in 1867 het Kanada basies 'n Dominion geword. So 1 Julie is Canada Dag, en dit is dan nou eintlik maar die verjaarsdag van Kanada. Maar in 1903 was dit die eerde... Anders is 'n republiek. Ja, hulle noem dit 'n Dominion. Dit is wanneer goeders by mekaar kom, sover ek kan onthou. Kan nie meer onthou nie. Jy kan daai so lank opsoek. Nou kom niks meer by mekaar vir Kanada nie. Hulle het bevannig Nee. Maar ek meen as dit alles wat jy kan regkry in die wêreld, dan I don't know. Ja, it's not that difficult. In 1903 was dit die eerste Tour de France gewees. En dit het om 15:16 vertrek met 16 deelnemers op die eerste Tour de France. Slegs 21 ryers het dit voltooi. En die wedren het geëindig in Parys in 19 Julie. So tot op datum het die Tour de France 441.500 kilometer al voltooi tot en met 2026. Ek verstaan mos nie fietsryers nie. Nee, ek verstaan het ook nog steeds nie. Ek moet sê, ek ken 'n paar en hulle is passievol daaroor, maar ek verstaan dit glad nie. Jou hol is seer, jou bene is lam, jy's vuil. As jy 'n wedren ry, dan pee en kak hulle sommer in hulle broeke, want hulle wil nie tyd verloor nie. Ek weet, dis is daai ou wat nou die Suid-Afrikaner wat die Comrades gewen het. Hy het homself bekak. Heeltemal. Jy kan dit sien in van die foto's. Dit loop so af. Ja, sif man. Sif. En eintlik ek het nog respek vir die mense wat soos die Tour de France of die Cape Epic en daai goeders doen. Wat ek nie voor respek het nie, is die fokkers wat rondry op 'n Saterdagoggend of op 'n Sondag in die paaie en vermoed dat hulle own daai pad. Vir daai fokkers het ek nie tyd nie.
Ja, die ding is ek sal altyd vir hulle 'n plekkie gee as hulle skaflik ry, maar meeste van hulle ry net Hulle absoluut. doen nie, Colleen. Hulle doen nie. Dan in 1908 is SOS Word internasionaal as die noodsein erken. En dit is die internasionale morskode vir 'n noodseinaanvraer wat vroeër die sein CKD vervang het. Ek het nog nooit in my lewe van CQD, here, probeer weer. CQD. So CQD is deur SOS vervang. Nog steeds SOS. Ja. Ons sal kyk hoeveel SOS'e gebeur daar môre in Suid-Afrika. My ma het ook altyd gesê SOS. Dit het basically beteken stil of ek slaan. You gotta love a boomer. They made it work. Dan in 1921 is die Kommunistiese Party van China gestig. In 1941 die heel eerste kommersiële televisie advertensie wat in 1941 op 1 Julie uitgesaai is deur WNDT in New York en die advertensie was vir Belova horlosies en dit het basies die era van advertensies aangekondig en ons het die advertensie gekry, so kyk gou hier. So dit was nou die eerste advertensie gewees. 7 sekondes, maar apparently het hulle impak gemaak. Soos baie ander mense maak ook maar impak met omtrent 7 sekondes. Dan in 1942 was dit die eerste slag van El Alamein gewees. In 1960 is Somalië onafhanklik en ook in 1960 word Ghana as 'n republiek. So 60 was nogal that was quite a time. Somalië, Ghana is almal onafhanklik of 'n republiek. 62 is Rwanda en Burundi ook onafhanklik. So 60s was busy. En dan in 1963 het die zip codes in die FSA is dit gestig basies. So en dit het alles gegaan oor die Beverly Hills Rhino 210. Presies daai. So ek het gaan kyk wat is die duurste zip codes nog steeds in Suid-Afrika. So daar raai jy hom nou in Suid-Afrika en Amerika. 90210 Beverly Hills, California. Dit is derde op die lys. So hulle praat van $10.495 miljoen is die average vir 'n huis daar. En dan tweede is 33109. Dit klink amper soos my selfoonnommer en dis Fisher Island, Miami Beach en daar's $11.9 miljoen en dan die duurste ene vir 12.5 miljoen is Newport Coast in California met 92657 as die zip code. Okay. Maar is dit ek nie geweet het van die zip codes nie, is dat groter instansies soos byvoorbeeld universiteite en groot besighede met headquarters kan ook hulle eie zip code kry. So General Electric in New York se zip code is 12345. Hoe cool is dit nie? Imagine jy het jou eie zip code. That's cool. Ek sal eerder my eie zip code hê voordat ek 'n personalized number plate het. Ek het actually noudag iemand ontmoet wat sy telefoonnommer is soos 082-123-4567. Dit was by toe ons weg was by waar was ons nou dag? In Dinukeng? Oh, dit is al. Ja, toe die goggie vir my 'n telefoonnommer gee. I have a witness to a test. Hierdie is die waarheid, ja. Ja, ek dink daar's een ding uit die ritme uit, maar dit is pretty much soos 1 2 3 4 5 6 7 8 9, iets is dit. Ja. Dan in 1979, etlike jaar voordat ek en jy toe nou op hierdie planeet geland het die Sony Walkman sy opwagting gemaak, is hy bekend gestel. And that has changed the world for all of us. Toe ons musiek saam met ons kom dra, ek onthou ek het 'n Walkman gehad. Ek het my eerste Walkman gekry, seker so toe ek in Sar 3 of 4 was. Toe kry ek 'n Walkman en ek het al tapes wat ek gehad het, Matthys, en jy weet ons tapes rekord op daai stadium, nê? Jy sit hom in die tape deck by die huis en dan
wag jy vir die 5FM Top 40. En dan rekord jy al die goeie songs op die Top 40. Dis daai ding van jy met die timing reg kry, dat jy hom stop vir die DJ, begin praat en al daai kakkies. Dis 'n moose science, dit het ure van jou dag opgeneem. Ja. En my ouers het altyd my gesê, kyk, hier's nou vir jou Walkman, jy het nou vreeslik graag 'n Walkman gehad het, so hier is dan nou, maar ons gaan nou nie vir jou tapes koop nie. So, jy kan nou nie na die musiekwinkel toe gaan en vir jou oorspronklike tape koop nie. En ek sal nooit vergeet nie, ons het eksamen geskryf in standaard 4, dink ek. En ons loop die een middag huis toe, ek en 'n klomp van my vriendinne, en op die rugbyveld lê daar 'n tape. En ek tel die tape op, en jy gaan nie glo wat se band was hierdie tape nie. Onthou jy vir Indecent Obsession? What? Kiss me. Ons het so pas Johan se lewe gemaak, hy het gejive op Indecent. Ja. Obviously, he gave away his age now. Love it. Ek het daai tape gecherish met my lewe. Soos 'n original, nie recorded tape nie, 'n original tape. En ek het daai, toe Indecent Obsession op daai stadium my favorite band geword. En ek onthou die ding wat my die meeste afgepis het ook, is as jy jou HB potlood dan moes ingedraai om hom net weer terug te draai. Of as die tape 'n bietjie in die son gelê het en dit begin Maar as jy is okay. As jy die eerste keer daai potlood moes uithaal, dan weet jy daai tape is vir ewig gevolg. Ja. So jy gaan dit nou elke keer moet doen. So ja. Maar ja, dit is hoe ons groot geword het. Dit is hoekom ons nie ons kinders skool toe vat in pyjamas nie. Of maybe hoekom ons nie kinders het nie, ek weet nie. Ja, Susan, hou op om jou kind te vat skool toe. Of jy moet nog skool toe vat, maar moet nie in jou pyjamas vat nie. 'n Paar ander gebeure wat in Suid-Afrika gebeur het, is in 1910 is die Unie se administrasie operasioneel. Suid-Afrika het 'n Unie geword iewers in Mei, sover ek onthou. Ja, iewers in Mei. Maar dit was operasioneel as 'n Unie op 1 Julie en die nuwe staatsdiens en uitvoerende strukture onder Louis Botha as die eerste minister het amptelik begin funksioneer. En dan, jy gaan hierdie like, want jy is ook erg op vliegtuie en jy is in 'n hele vliegtuig environment. So, in 1935 het SAL verhuis na die Rand Lughawe. So, dit was aanvanklik eers gewees in Durban. Dit is waar SAL was. So, Union Airways was deur majoor Alistair Miller, 'n Eerste Wêreldoorlog vlieënier gestig op 26 Augustus 1929. En hulle het aanvanklik begin om net lugpos af te lewer, of te vervoer, soos maar 'n koerier basies, en toe het hulle eerste passasiersvlug op 3 September 1929 van Kaapstad na Oos-London gedoen. En kort daarna was daar 'n ongeluk gewees waar 2 bemanningslede en 3 passasiers dood is, en toe gaan hy na die goewerment toe en sê vir hulle moet help. En toe is Suid-Afrikaanse Lugdiens, die ou SAL, op 1 Februarie 1934 sy eerste vlug onderneem. En nadat dit nou groei, was dit nou by die Stamford Hill vliegveld in Durban, hoofsaaklik, en toe dit begin groei, toe besef hulle moet terugkom na Gauteng toe, of hulle moet Gauteng toe kom, en dit is nou waar hulle op 1 Julie hulle bedryf geskryf het na Rand Lughawe. En ek weet Zeus, jou stiefpa was baie betrokke daar gewees, nee? Ja, Rand Lughawe, Rand Airport is in Germiston, en daar kan jy nog steeds gaan na die SAA museum toe, hulle het 'n vliegtuig daar. It's amazing. Hulle het die hele geskiedenis van SAL daar. Maar wat jy nou daar gesê het, Matthys, een ding wat my nou opgeval het, jy gesê het, in 19 whatever voetsak, toe die eerste ou vir die goewerment gevra het, van Union Airlines nog, julle moet nou help goewerment, dis dalk waar, he called the curse. That guy called the curse. Alistair Miller called the curse. Want ek meen, SAL op hierdie stadium is ook, soos Casper de Vries gesê het,
daai ding se lewe hang aan 'n tampondraadjie. Daar's niks meer. Ons weer eens niks meer van SAL hoor nie. Maar SAL was by 'n paar plekke gewees. So, dit was nou by Durban, maar daar was ook 'n Palmietfontein lughawe en dit was 'n oorlogtydse lugmagbasis wat omskep is in 'n tydelike lughawe om Johannesburg te bedien. So hulle was daar ook gewees. En toe later is hulle toe nou na OR Tambo toe. En dit is gestig in 1952 as Jan Smuts Internasionale Lughawe. Ek was verskriklik baie by Jan Smuts Internasionale as 'n kind. Dit was op jou voorstoep gewees ook. Ja, so Ja, die lughawe is op van Jan Smuts wat daar gestaan het, Ja. net as jy kon so op die looking deck kon jy uitgaan. Jy kon daar bo op was ook so 'n balkon. balkon, baie dankie Matthys. Ja. So apparently op daai stadium het dit 6.2 miljoen pond gekos om Jan Smuts lughawe te bou. Dit is ook eens veel geld vir daai tyd. In Suid-Afrika 1883 is SAPA gestig en dan in 2020 het Popia in werking getree. 6 jaar later bel die fucking mense my nog steeds. Minder omdat ek dood is, maar hulle bel nog steeds. Daai is 'n pandemie in ons land op die oomblik. En ek verstaan nie die hele Popia, hoeveel mense, hoeveel werkskepinge dit gekreë het. Dit was vir my net nog 'n hoë creation exercise. Want die hele Popia beteken eintlik vir niemand van ons enigiets. Ek kry meer call center oproepe as ooit tevore. So, en hulle ken my naam en hulle, I mean, how this didn't serve any of us. Weer eens, net 'n werkskepings exercise in Suid-Afrika. Dis wat ons government doen, Colleen. Hulle skep werk in government. There's no solutions. Daar's niks wat beter word nie. Wel, dit klink omtrent soos die UK. UK, ja, daai is 'n shit show. So die 6ste prime minister in 10 jaar. En dit val presies saam met Brexit ook. Dis die 7de prime minister. 7de ene. So ek het gaan kyk bietjie Matthys op Britse prime ministers in die laaste 10 jaar en hoe lank hulle gedien het. So so kom ons begin met ChatGPT Boris Johnson, hè. Hy was die langste, 1140 dae was hy aan bewind. Okay, so dis bietjie meer as 3 jaar. Toe Theresa May, sy was 1106 dae aan bewind. Toe ons ou Keir Starmer wat nou ontroon is, hy was 717 dae aan bewind. Dan Rishi Sunak, hy was 619 dae aan bewind en dan David Cameron 432 dae dan Liz Truss, dit was 49 dae aan bewind. Matthys, hierdie ouens het meer prime ministers as wat 'n Suid-Afrikaanse state-owned enterprise CEOs het. Maar ek het I don't know what's going on in the UK, maar hulle moet ergens met hulle begin stabilise, want hierdie instability is besig om vir hulle groot skade te doen as 'n land. Jy kan nie die hele tyd hierdie onstuimigheid in jou leierskap hê nie. Dit gaan nooit 'n goeie outcome hê nie. Wel, ons sien dit nou, maar dis presies hoe dit uitspeel daar. Ek het gaan kyk en daar's baie opinies oor dat daar 'n baie direkte link is met Brexit. Want dit is ook 10 jaar terug. So in die afgelope 10 jaar sit ons dan met 7 prime ministers in 10 jaar se Brexit, amper sê breakfast. Hulle eet skaars breakfast en dan is hulle nie meer 'n prime minister nie. So ek het iewers ook gelees, maar ek kan nou nie die stats mooi onthou nie en ek sien ek het nie 'n nota daarvan gemaak nie van ek dink in die geskiedenis van die UK was daar nog nie soveel prime ministers gewees soos in die afgelope dekade nie. Wow, ek kan goed glo actually. Maar ek praat onder korreksie, maar dit was iets soos dit gewees. Maar die enigste ene wat half constant bly, is ek weet nie of jy dit gesien het op social media nie, hulle praat van hom as the hot podium guy. Tobias Goch. So hy is die sound engineer
van Downing Street, of dit is mos 1 Downing Street, nee. 10. So elke keer as daar 'n nuuskonferensie is, maar wat hulle nou opgelet het, of die mense op sosiale media opgelet het, is hy kom elke keer uit as die prime minister bedank. Dan kom hy uit, maak seker die sound is reg, sit die podium neer, en so almal sê dat in 10 jaar is hy at least consistent en constant. Dis al. Maar dit is ook nou die ding, as hy like my uitkom, dan weet almal, hier kak iemand nou. Oh my word, that is interesting. Wat sy naam? Ek moet gaan lees oor hom. Tobias Gogh. Tobias Gogh. Ek gaan 'n bietjie lees oor dit. That is very interesting. Want ek hou mos van seker soos, ja, wat so vir jou synchronicity uitwys in die lewe. Soos as hierdie dinge met mekaar kom en the signs start appearing. Ja, dis my baie interessant. Ek sal 'n bietjie gaan lees oor Tobias Gogh. Hoor jy dan, die laaste ding wat jy gesê het is, oomie van Diskant Biltong, wat sy vrou skei. So, ek ben cheating in 'n verhouding, ja, ons almal weet dit. It's frowned upon. Die meeste mense se non-negotiable, né? Ja. As jy my cheat, is jy uit. So, hierdie couple was getroud vir 77 jaar. Ja. Sy is getroud in hulle late 20s en toe hierdie oomie het 99 geword. En toe vir een of ander rede krap hy toe nou daar in 'n chest of drawers of iets in sy huis. Op 99. Op 99, ja. Want I mean, what else do you do when you're 99? Jy begin maar krap in jou huis. Ja, as jy nie op 'n hart-longmasjien lê nie, dan krap jy nou maar in jou huis. Indeed. En hy kom toe nou af op 'n klomp love letters wat sy vrou ontvang het van 'n ou lover, wat sy toe nou erken aan hom toe hy haar konfronteer. Erken sy toe aan hom dat sy het meer as 40 jaar terug met hom 'n ligte affair aangegaan. So 'n emotional kind of, but it was short-lived. En die oomie op 99 is 'n Italiaanse oomie. Hulle noem hom in die media, ek dink net Antonio C. En hierdie oomie het toe nou hof toe gemarch en se muur dagvaardiging ingesit vir 'n egskeiding. Op 99. Hulle is 77 jaar getroud. Ek dink hy wag al vir 77 jaar vir 'n rede om die bitch te skei. Maybe is dit, want ek het ook nogal dit gedink. Ek het myself gedink, as jy nou gelukkig was al hierdie jare, en jy vind dit nou uit, surely you could have found it in your heart to forgive her. En omdat hy sê, weet, ons is nou oud en, jy weet, fok, wat gaan ons nou doen? Kom ons sit maar daar moes hy, so dink jy hierdie oom wag nou al vir fucking jare, Matthys, jare, vir die regte rede wat hy kan sê, nou gaan ek jou skei, bitch. Ek dink, ja, dis my opinie, maar dis hoekom ek dink verhoudings is 'n ongelooflike komplekse ding. Ja, jy kan nie vir my sê dis een ding en dan is dit so nie. Want 'n persoon besluit nie, dink ek, en ja, ek kan nie met soveel ondervinding praat nie, maar ek dink nie jy besluit ewe skielik net môreoggend ek gaan jou nou skei nie. Daar moet 'n klomp ander goeters ook gebeur het. Vermoed ek. In hulle 77 jaar wat vir hom maar rede gegee het. Maar okay, toe lees ek nou oor die oom Anthony C, wat op 99 nou besluit het, fok jou vrou, ek gaan jou nou skei. Maar toe dink ek, as 'n mens nou kon teruggaan in die begin, Matthys, wanneer mense in verhoudings ingaan, want dit dink ek ook nog baie oor, as mense met jou praat, jy weet, ek het nou die nuwe ou ontmoet, of ek het nou die nuwe girl ontmoet, en ek is nou dit, so, ek voel nou so oor hulle of sis oor hulle. Wat is daai dinge in die begin van 'n verhouding wat vir jou telltale sign is that this is not gonna fucking work? Dis hoekom die ou mense mos sê liefde is blind. Daai begintye sien jy dit nie. Maar wat is daai telltale signs vir jou wat jy in hindsight kan sê,
as iemand dit doen, of as hulle dit sê, of as hulle so reageer, dan I know it's not going to... Een van die grootste goedes vir my, persoonlik, is jaloesie. Want jaloesie is 'n emosie wat baie leiers het. So sodra iemand jaloers is, in 'n verhouding, in 'n vriendskap, in enige konteks, gaan my rooi vlaat dadelik op. Want daai is 'n emosie waar daar soveel ander goedes agter dit skuil. Die probleem met jaloesie is, jaloesie kom baie later uit in 'n verhouding. Ja. Dan begin mense dit eers, ek praat eers oor simpel goed, soos ek praat van hoe mense... Soos die toilet op en af. Toilet op en af, of hoe jy jou neus... Ja, okay, kan ek vir jou sê, as dit nou so ietsie is, dan sal dit wees vir my die toiletrol. So die toiletrol moet bo omhang. As jy hom gaan omdraai, gaan jy my irk. So die hondjies moet na jou toe kom. Die hondjies moet nie afhang nie. Ja, ek dink vir my is ook onmiddellik hoe iemand ruik. Ek gee nie om of jy gehaik het of... There's something about how someone smells. Evenal is 'n sweeterig wat vir my onmiddellik sê ek gaan met jou op pad kan loop of ek gaan nie met jou op pad kan loop nie. Die manier hoe iemand eet is vir my baie groot ding. Iemand se naels. As jou naels vuil is, I'm out. Behalwe as hierdie 2 vingers se naels skoon is, dan was dit in. Dan was dit nie uit nie. Lang toenails is my no-go. Maar dan is dit ons daai gedeelte wat mense nou so verlief is en dan van, ek sal hulle kan verander. Ek gaan hulle verander. Daai ding gaan jou so fucking irriteer na 5 jaar. Wat is daai uitsaying wat hulle sê in verhoudings, the thing that you love the most becomes the thing that you hate or despises the most. Jy raak te diep, jy dive immediately into jealousy. Ek is nog net by hoe iemand eet en hoe skoon hulle naels is. Ek het dadelik gevoel, jy wil hierdie diep emosionele wrokke van my analiseer. Ag nee, ons het te veel kak, ek kan emosioneel raak net. Ek het 'n oom gehad, baie wonderlike oom. Hy het altyd vir my gesê, elke keer as ek iemand net in my lewe het, dan sê hy vir my, bring hom hier, ons gaan hom oor die tafel lê, en ek wil eers sien of sy naaltjie skoon is. En as sy naaltjie skoon is, dan kan ons op pad stap. So dit was obviously sy ding, was 'n skoon naaltjie. Kyk, in die winter is dit partykeer 'n bietjie moeilik, want in die winter kry jy daai wolletjies in jou naaltjie. Ja, mens moet gereeld kyk op hoe skoon is jou naaltjie, dis 'n belangrike ding. So ek dink nou op daai punt, sien ons jou volgende week. Dankie dat jy geluister het, onthou om te deel en te share, en kyk mooi na jouself. Cheers! Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my 4 jaar lang te hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, en almal is